6 Augustus. Ons is duur gekoop. Ons word deur die bloed van Christus gereinig. Die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. 1 Johannes 1 vers 7. Sommige sê die Joodse bedeling was 'n Christuslose tydperk, sonder barmhartigheid of genade. Vir sulke mense geld die woorde van Christus aan die Sadduseërs. Julle ken die skrifte nie en ook nie die krag van God nie. Die Joodse bedeling was 'n tydperk van wonderbaarlike openbaring van goddelike krag. So heerlik was die openbaring van sy teenwoordigheid dat die sterflike mens dit nie kon verdra nie. Moses, wat so grootliks deur God begunstig is, het uitgeroep: "Ek is verskrik en ek sidder." Maar God het hom versterk om hierdie oortreffende heerlikheid te verdra en om die weerkaatsing daarvan op sy gesig van die berg af saam te bring, sodat die volk nie daarna kon kyk nie. Christus het self die offerandstelsel ontwerp en dit aan Adam gegee om die komende heiland voor te stel, wat die sonde van die wêreld sou dra en vir sy verlossing sou sterwe. Deur Moses het Christus die kinders van Israel duidelik ingelig aangaande die offers. Net rein en kosbare diere, die wat Christus die beste sou voorstel, is as offer voor God aanvaar. Die Israeliete is verbied om die vet of die bloed te eet. Hierdie wet geld nie net vir offerdiere nie, maar vir alle vee wat vir voedsel gebruik sou word. Dit is bedoel om hulle die belangrike feit goed te laat verstaan, dat as daar geen sonde was nie, daar geen storting van bloed sou gewees het nie. Die bloed van die Seun van God is deur die bloed van die slagoffer voorgestel. En God wil hê dat daar duidelik tussen heilige en gewone dinge onderskei moet word. Bloed was heilig in soverre dat net die storting van die bloed van die Seun van God vir sonde kan versoen. Bloed is ook gebruik om die heiligdom van die sondes van die volk te reinig. En op hierdie wyse het dit die bloed van Christus voorgestel, wat alleen in staat is om van sonde te reinig.